Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na die eerste 6 bedevaartsliedere. Dis Psalm 120 tot 125. Nou, hierdie is nie sommer net liedjies nie. Dis liedere vir mense wat voel hulle is op pad. Mense soos ek en jy, wat hoop soek op hierdie lang en ja, soms moeilike reis van die lewe. So, kom ons spring dadelik weg met 'n vraag wat reguit na die hart van 'n saak gaan. Het jy al gearriveer of is jy nog op pad? Eerlikwaar, voel jy heeltemal tuis hier in hierdie wêreld of is daar 'n deel van jou wat soos 'n vreemdeling voel? Hierdie liedere vra ons om regtig eerlik te wees oor waar ons op ons eie lewensreis staan. Goed, hierdie 15 psalms, wat ons die pelgrimsliedere noem, het 'n ongelooflike ryk geskiedenis. Dis die liedere wat die Israeliete gesing het terwyl hulle van oral oor na Jerusalem gestap het vir die groot feeste. En dink net hieraan, Jesus en sy disippels sou presies hierdie selfde liedere op hulle laaste reis na Jerusalem gesing het. Dit gee dit sommer 'n heel nuwe betekenis, nê? So ja, hierdie liedere is vir mense wat weet, hulle is nog nie by haar eindbestemming nie, maar hulle is op pad. En dis hoekom hulle so rou en eerlik is. Hulle begin nie in die wolke nie. Hulle begin hier, op die grond, met die regte, moeilike omstandighede van mense wat weet, hulle ware tuiste is iewers anders. En waar begin hierdie reis dan? Wel, Psalm 120 skets nogals 'n donker prentjie. Dit begin nie met 'n loflied nie, maar met 'n noodroep. 'n Uitroep uit 'n wêreld wat vyandig voel, 'n wêreld wat vonnis van leuns en konflik. Kyk bietjie na die kontras hier. Die wêreld skree mos vir ons hierdie dinge. Jy moet nou gelukkig wees. Dis al wat tel. Jy's die middelpunt van alles. Maar die pelgrim se waarheid klink heeltemal anders. Dis 'n besef dat my vreugde dieper lê as net 'n vinnige oorwinning, dat ek eintlik 'n bywoner is hier en dat disippelskap 'n lang pad van gehoorsaamheid is agter Jesus aan. Jy weet, hierdie gevoel van vasgevang wees tussen leuns is diep Bybels. Die psalmdigter voel hy het bevryding nodig. Hy's omring deur mense wat lieg en dis gevaarlik, want dit bedreig nie net sy vrede nie, maar dit kan selfs sy eie manier van dink en praat begin beïnvloed. En daai gevoel word net sterker. Hy voel soos 'n vreemdeling in 'n vreemde land, omring deur mense wat vrede haat. Hy gebruik die name Mesig en Kedar, plekke wat ver van mekaar af was, as simbole vir die verste uithoeke van 'n wêreld wat net wil beklei. Hy sê eintlik, ek soek vrede, maar hulle is altyd reg vir oorlog. Dis daardie gevoel van, ek hoort net nie hier nie. So, te midde van al hierdie minagting en stryd, waarheen kyk die pelgrim? Psalm 123 gee vir ons een van die kragtigste beelde in die hele Bybel. Dit begin so: soos die oë van slawe gerig is op die hand van hulle eienaar. Wag net vir die res. En hier is dit. So is ons oë gerig op die Here ons God. Dis nie 'n passiewe leë gewag nie. Dink daaraan, 'n slaaf het sy eienaar se hand dopgehou vir die kleinste instruksie, vir kos, vir beskerming, vir alles. Dis 'n aktiewe, afhanklike, verwagtende fokus op God. Ons kyk na hom totdat hy ons genadig is. En dit bring ons by 'n deurslaggewende draaipunt in die reis. Ja, die pad is gevaarlik, maar die pelgrim is nie alleen nie. Die fokus skuif nou weg van die probleme op die pad na die een wat ons beskerm op die pad. Die pelgrim kyk op na die berge. Onthou, daai reis na Jerusalem was gevaarlik. Rowers in die passe, afgronde, maar hy kyk verby die gevare van die berge na die een wat die berge gemaak het. My hulp, sê hy, kom nie uit die skepping nie, maar van die Skepper van alles. Die sleutelwoord hier in Psalm 121 is bewaker. Dit word oor en oor herhaal. God is die een wat jou dophou, beskerm en bewaar. Die bewaker van Israel, sê die teks, sluimer of slaap nooit nie. Dis nie 'n waarborg dat niks slegs ooit met ons sal gebeur nie, maar dit is 'n belofte dat ons geloofsreis nie sal misluk nie. Hy sal ons bewaar en ons help om getrou te bly. En dit bring ons by die dramatiese vraag van Psalm 124. Die psalmdigter draai die hele saak om. Hy sê, stop net vir 'n oomblik en dink hieroor. Wat as die Here nie aan ons kant was nie? Wat sou dan gebeur het? Dit dwing jou om te besef hoe absoluut kritiek sy teenwoordigheid is. En die antwoorde is, wel, dis skrikwekkend. Hy gebruik 3 aaklige beelde.
Ons sou lewendig ingesluk gewees het deur die woede van ons vyande, ons sou meegesleer gewees het soos deur 'n vloed wat alles voor hom wegvee, en ons sou uitmekaar geskeur gewees het soos 'n prooi in die tande van 'n roofdier. Maar, en hier kom die triomfantelike wending, dit het nie gebeur nie. Die vangnet is geskeur en ons het vrygekom. Hoekom? Want ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dis 'n oorwinningskreet, 'n verklaring van geloof. So, die pelgrim het nou sy vrees in die oë gekyk en sy vertroue in sy beskermer herbevestig. Nou skuif die reis na 'n plek van vreugde, vrede en onwrikbare vertroue. Die eindbestemming begin nou in sig kom. Psalm 122 vier hierdie bestemming Jerusalem en beskryf dit as 'n plek wat op 4 pilare gebou is. Vreugde. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here. Dan eenheid, waar al die stamme bymekaar kom. Geregtigheid, die setel van die koning se regspraak. En vrede, 'n gebed vir die stad se welstand. En dit alles bou op na hierdie ongelooflike belofte in Psalm 125. Wat is die uiteindelike resultaat van hierdie reis van vertroue? Stabiliteit. Rotsvaste stabiliteit. Wie op die Here vertrou, sê die digter, is nie soos 'n gebou wat kan verkrummel nie. Nee, jy's soos die berg Sion self, onwankelbaar, stewig, vir ewig. En hierdie briljante prent voltooi die prentjie. Jy staan nie net vas van binne nie, jy word ook van buite beskerm. Net soos Jerusalem omring word deur berge, net so word God se mense heeltemal omring deur sy teenwoordigheid en sy beskerming. En hierdie belofte van sekuriteit is nie net 'n Ou Testamentiese idee nie. Paulus ekho dit eeue later in die Nuwe Testament. Selfs wanneer dit voel of dinge skeefloop, kan ons vertrou dat God se groter plan uiteindelik ten goeie werk vir die wat hom liefhet. Dit is die kern van die pelgrim se hoop. So, op die ou end kom dit alles hierop neer. Hierdie hele reis van die pelgrim, van nood na beskerming, van vrees na vertroue, dis ons reis ook. En dit los ons met een finale, deurdringende vraag. Te midde van die onsekerhede van jou eie lewe, waarop, of liewer op wie, vertrou jy vandag?